Welkom by die Leeumoed Potgooi. Ek is Josef Oosthuizen en ek gesels vandag verder met Dani Milan en ons gesels oor manlike Christendom. Dit is die tema van hierdie reeks en ons praat nog steeds deur die boek van Zachary Garris, Masculine Christianity. Hierdie is eintlik die derde hoofstuk van daardie boek wat ons vandag oor gesels. En die titel van daardie hoofstuk is die en ek vertaal so rofweg, komplementarisme se kompromie. Mens kan ook sê die komplementêre siening se kompromie. In Engels is dit die complementarianism's compromise. So Dani, wil jy net voor ons begin om so stelselmatig deur die hoofstuk te gaan, wil jy so 'n paar inleidende kommentare, boodskappe, notas gee? Ja, dankie Josef. Ek dink as ons dit net weer 'n bietjie plaas binne die opbou van die boek, kan dit nuttig wees. So hy het in die vorige hoofstuk het hy nou gepraat oor die seksuele rebellie en hoe moet bekering kom. So ons moet teruggaan na wat die skrif leer. Ja. En dan praat hy nou van, het hy twee hoofstukke. Eerste hoofstuk dan nou die komplementarisme. Dis nogal 'n tongknoper, maar hulle reaksie op die feminisme, hierdie reaksie op die feminisme. En dan wil hy nou in hierdie hoofstuk sê, in hierdie breë groep, groot groep se reaksie op die feminisme, was daar sekere swakpunte by sommige. Nie noodwendig by almal wat die naam vir hulle self toeëien nie. Ek dink jy gaan baie kry wat hierdie kritiek is nie van toepassing op hulle nie. Maar daar was wel in die groter groep was al sekere kompromieë wat sommige gemaak het. En dan gaan hy na hoofstuk 4 en dan sê hy die regte antwoord is dan uiteindelik wat hy noem 'n patriargale reaksie. En dis die Bybelse standpunt. Dis 'n patriargale standpunt. Ja, en so hy wil die verskil tussen mans en vrouens wil hy beklemtoon verder in hierdie hoofstuk en dat die verskil geleë is in hoe God die mens geskep het. So ons nature verskil. Die mans en die vrouens se nature verskil en daarom sal ons rolle ook verskil. Dis nogal ietsie wat ek nogal 'n paar keer in hierdie hoofstuk opgetel het. En ek dink dis ietsie wat ek nie so duidelik geleer is nie en ek het dit moontlik gemis, maar miskien nie so mooi in die klas geluister nie of die boeke reg gelees nie, maar die feit dat die rolle van die vrou gegrond is, gewortel is in hoe die Here die man en die vrou geskep het. Is eintlik 'n baie belangrike beginsel wat dan 'n groot slegte uitwerkings het as jy nie aan daai waarheid vashou nie en misverstand bring. Ja, iets wat jy nou sê, jy het dalk in die klas gemis, het my laat terugdink aan my eie ervarings in hierdie debatte. Ek was vir lank onder die indruk, maar dis eintlik maar net hierdie twee standpunte. Dis of die egalitaire standpunt, so die egalitarian, of die komplementêre standpunt, die complementarian. En dis die twee. Jy's of die een of die ander ene. Die egalitaire een is die slegte een, die komplementêre een is die goeie een. Totdat ek op 'n stadium 'n potgooi geluister het waar iemand sê een van die probleme deesdae is die komplementêre standpunt. En was nie mense wat egalitair was nie. Toe het my nogal heel verbaas om te hoor, maar wag, ek dog hierdie is die regte een, hè? Waar die persoon sê nee, daar's eintlik 'n swakpunt hier. En toe was sy antwoord is om te sê die beter een is patriargaal. So dit was my interessant om te hoor daar's eintlik 'n derde opsie. Nou ek dink as jy dit nou 'n mooi taksonomie maak van al die standpunte en jy sê dan is daar is dalk iets om te sê dat die komplementêre standpunt is 'n breër groep en daar's sommige binne die komplementêre standpunt wat jy kan sê is dan patriargaal. So dis nie noodwendig dat die twee het nie iets in gemeen nie. Ja, en dat jy moet sê almal wat die naam komplementêr vir hulle self toeëien is verkeerd. Ja. En daar's iets inherent fout met die gedagte, die komplementêre gedagte. So net as ek ietsie daaroor kan sê oor die naam, die naam komplementêr is die idee daar is dat ons tussen die man en die vrou is verskillend. So onthou wat sê die egalitair is dieselfde. Man en vrou is presies dieselfde. En ons met enige verskille wat daar wel is in die samelewing is nie begrond in wat man en vrou is nie. Hulle is
is presies dieselfde en dieselfde wees in wat hulle is, moet nou sigbaar word in die samelewing en hoe mense lewe. Die komplementêre standpunt het histories gesê man en vrou is gelyk in waarde, maar verskillend in rolle. Ja. So daar's jy kan ook dalk sê dis 'n aanvullende standpunt. So man en vrou se verskille komplementeer mekaar. En jy wil nie eintlik hê man moet soos 'n vrou wees en vrou moet soos 'n man wees nie. Die twee pas mooi by mekaar en komplementeer mekaar. So dis hoekom dit complementarian is. So ek dink mens kan sê komplementeer of jy kan sê dit vul mekaar aan. Ja. Nee, dankie. Ja, en ek dink verder in hierdie hoofstuk is hierdie ding van die patriargaal wat hy ook maar wil benadruk en soos jy sê hy gaan in die volgende hoofstuk nou dit bietjie meer uitpak. Maar een van die laaste paragrawe, ek dink is die tweede laaste paragraaf in hierdie hoofstuk en ek lees dit maar net vir ons want hierdie som nogal die hoofstuk op wel eintlik sy siening op teenoor die verkeerde siening wat miskien daar is in die komplementêre siening. Weer eens daar's ouens in die komplementêre siening wat meer patriargaal is in elk geval, maar daar's baie keer in daai groep is daar ouens wat meer eintlik egalitêr is. So wat hy hier sê is, en ek haal vir ons daai tweede laaste paragraaf aan, Christianity is patriarchal. Dis wat hy sê Christianity is patriarchal. Nou begrond hy dit. It is about a God who has authority over all creation. God sent his son to redeem his church and in doing so he restores the order of creation. God has put authority structures in place in this world and he is at the top. Now Christianity is hierarchical and since it puts man in authority over women, it is also patriarchal. So daar is nogal 'n paragraaf wat die ding nogal mooi opsom. Die ander aspek wat hy nogal gewys in hierdie hoofstuk wat my opgeval het is dat hy probeer wys dat die breë of die nou-siening van die komplementêre siening die komplementêre siening het afgewyk van die historiese Christelike posisie oor mans en vrouens. So hy sê daar was 'n siening van die rol van mans en vrouens in die vroeë Christelike kerk en tot onlangs en daar het afgewyk en die komplementêre bewoording het eintlik afgewyk. Nou goed, as mens nou dink aan die komplementêre siening, wie is die voorstanders daarvan of watter geskrifte is die voorstanders daarvan, dan is dit maar ouens soos Wayne Grudem en John Piper hulle. Sonder om alles af te skiet wat hulle gesê het, probeer hy bietjie kritiek lewer oor sekere aspekte of dat hulle nie duidelik genoeg was en so aan nie. En hy na sy mening, dan sê hy goed, hulle het dit hier gesê, hierdie dinge gesê en hulle het daarvan afgewyk van die historiese siening van watter funksies of rolle man en vroue moet beklee en hoekom. Jy weet, is dit gegrond in die natuur, geskepte natuur? En hy sê hulle is nie so baie duidelik daaroor nie. Nou ja, so ek dink wat hy sê is die komplementêre siening in sy breë, in sy miskien onduidelikheid, is eintlik 'n nuwe siening. So daai stelling het my nogal getref en dit is ietsie waaroor ons kan dink. Miskien hoef ons nie eers daarmee saam te stem nie, maar hy maak 'n stelling wat eintlik kontroversieel is. Ja. En hy is nie asof hy dit net noem sonder om dit te staaf nie. Hy gee aanhalings in die hoofstuk. Hy sê dis wat sekere ouens gesê het en wat die implikasie daarvan is. En ons gaan nou verder daarna kyk, maar dit is 'n kontroversiële stelling. Ja. Nou ek wil weer net so half bietjie in die intree vir die manne soos Wayne Grudem en John Piper en so aan. Ek dink hulle het regtig goeie werk gedoen. As jy dink aan die golwe van die feminisme, dan wie het weerstand gebied? Wie het opgestaan en iets gedoen? Dan sit tot 'n groot mate hierdie ouens. Ja. So ek dink mens moet dit wel sê
sonder om maar jy kan nog steeds krities wees van waar het hulle wel foute gemaak. Maar jy moet die erkenning gee. Hierdie manne het wel baie goeie werk gedoen om op te staan teen die golwe van die feminisme en ek dink mense kan dankbaar wees vir dit wat wel gedoen is. Nou ietsie wat hy dan nou ook sê wat jy nou na verwys het van dit dis iets van 'n nuwe standpunt kom net ook in by die naam. Die naam het eintlik ontstaan in reaksie op die egalitaire standpunt. Histories was daar nie gepraat van ons is dis 'n komplementêre of komplementarianisme. Is nogal 'n tongknoper. Ja. Ek hou nogal meer van die aanvullende siening, soos wat jy dit bewoord het. Ek dink ons kan eintlik daai term begin gebruik. Dis net makliker weer die aanvullende. Dis net makliker op die tong, dit klink nie so erg anglisisties nie, maar goed, so die ouer woord wat maar net eenvoudig gebruik was patriargaal. En ek dink hy het nogal 'n punt daar beet is hoekom as jy 'n nuwe term wil begin gebruik, dan moet jy nogal sê wat is fout met die ou ene? Ja. Hoekom is dit regtig nodig om 'n nuwe woord te begin gebruik? Was die ou standpunt eintlik heeltemal verkeerd en sodat jy wil wegbeweeg na 'n nuwe standpunt toe? Of was die term nie akkuraat genoeg om die konsep te verduidelik nie? Hier's 'n term wat dit beter verduidelik, wat dit beter beskryf. Ek dink jy moet nogal goeie redes gee. Maar veral as daar so lank geskiedenis is agter die gebruik van 'n sekere term. Jy's in 'n sin is jy besig om 'n hele ander rigting in te gaan. Of jy is dalk besig om presies dieselfde inhoud te gee, maar jy kies 'n nuwe naam. Dan vra ek net maar hoekom. Ek dink dit is sinvol om net te bly by die term wat die meer ouer term is en wat die hele geskiedenis saam met hom dra. Om te bly dan en dit is dan nou patriargie. Nou een van die redes dalk daarin is omdat daar was in die geskiedenis dan was daar sondige forme van patriargie waar dit 'n nie Christelike, nie Bybelse patriargie is wat lelik is. So daar's 'n verdraaiing van hierdie mooi ding wat jy in die skrif vind, is dit verdraai. En dalk is dit die rede, ek weet nie. Ek het nou nie die manne gaan kontak nie, maar dalk is dit dat hulle wou daai bagasie bietjie van ontslaa raak van 'n sondige vorm en toe gaan en dan maak hulle 'n nuwe term. Dalk is dit die rede. Maar ja, ek sou maar net sê, ek dink die ou term is baie nuttig. Dit beskryf dit baie mooi. Ja, mens kan liewers die ou term patriargie wat histories lyk my die term was in die kerk is patriargie. En daardie slegte, miskien is daar slegte jy weet gebruike was of miskien het iemand 'n slegte beeld daarvan uitgelewe. Liewers daai krities, jy weet die kritiek daarop lewer. Want ietsie wat ook my getref het is dat die woord ook in die skrif voorkom wat al reeds help. Ja. So dit is altyd beter om 'n woord te gebruik wat in die skrif self voorkom as byvoorbeeld jy lees van die aardsvader wat aan 'n patriarg Abraham en die patriarg Dawid dan is. En dis van waarof die woord patriargie vandaan kom. Natuurlik is daar soos met enige ander gebruik wat die Here gegee het, nagmaal, doop, wat ook al daar's verkeerde gebruike ook daarvan. So dit gaan nie so ons moet nie as ietsie daar 'n misbruik is, dit sommer net by die deur uitgooi en dit nie meer gebruik nie, maar liewers weer die woord wat in hierdie geval selfs in die skrif voorkom, net weer definieer volgens hoe die skrif wil hê dit moet gedefinieer word. So in daai sin is dit nie eintlik sinvol dat daar 'n nuwe term geskep is nie. Want dit is ietsie wat ek ook nie besef het nie, is regtig 'n nuwe term wat geskep is om die Bybelse siening te verduidelik. En volgens Gaddis het dit uiteindelik nie die doel gedien nie. Alhoewel 'n goeie werk was, goeie gesprekke, het probeer walgooi teen hierdie aanval van feminisme. So ons gaan moet nie dink oor wat die skrif leer en miskien moet ons dan die woord patriargie gebruik wat dan wys op hiërargie. Dis eintlik uiteindelik waaroor dit gaan, is dat die man is hiërargies bo die vrou. Ja. Ja. Maar goed, kom ons
kom ons gaan 'n bietjie aan verder deur die boek want ons hierdie gedeelte wat ons nou bespreek het, is nou eintlik die eerste gedeelte van die handboek. En dan gaan ons oor na die moontlike teenstrydighede in hierdie aanvullende siening of die komplementêre siening. Ja, wat het jou daar opgeval? Ja, net snaaks, ek hoor jou dosent wat uitkom as jy praat van, kom ons gaan kyk na die handboek. Maar ja, so wat hy nou verder, so hy is nou besig om te sê, wat is van die swakpunte in die komplementêre standpunt, en of in die kamp, kom ons, dis 'n bietjie breër, in die komplementêre kamp, is daar sekere inkonsekwenthede binne in die kamp. So daar's van die voorstanders verskil met mekaar oor hoe ver strek hierdie ding. So ons het aan die begin het ons gepraat van daar's 'n breër komplementarianisme en 'n nouer ene. So party sê die verskille tussen man en vrou strek net deur tot in die huis en die kerk, en ander sê huis, kerk en samelewing. En so daar's allerlei inkonsekwenthede binne in die kamp wat maak dat dit maak dit al hoe minder duidelik oor wat sê die ouens nou eintlik. As jy by iemand wat sê nou maar jy ontmoet iemand en hy sê ek's 'n komplementarian en hy sê A, B, C. En dan ontmoet jy 'n ander ou en hy sê nee, nie A nie, B, C, D. En dan hoe meer jy dan luister na al die ouens, dan raak dit al hoe vaar oor wat is hierdie ding nou regtig. So ek dink dis een van die swakpunte wat hy uitlig, is dat ons binne die kamp is daar nogal hierdie verskeidenheid van oortuigings oor wat is dit nou alles. Ja, ek dink wat hy ook daar noem is die interpretasie van 1 Korintiërs 14 vers 34 en 35, en miskien net so vinnig daarin raak, want hy gaan dit nou verder in hoofstuk 9 bespreek, en as die Here wil, dan sal ons ook daarby stil staan in detail. Maar daar sê dit, nou 1 Korintiërs 14 vers 34, julle vroue moet in die gemeente swyg, want dit is hulle nie toegelaat om te spreek nie, maar om onderdanig te wees, soos die wet ook sê. Maar as hulle iets wil leer, laat hulle tuis hulle eie mans vra, want dit is lelik vir vroue om in die gemeente te spreek. Nou wat Gareth sê is, baie van die komplementêre siening ouens het toe nou hierdie standpunt ingeneem, en is eintlik 'n nuwe standpunt, 'n novel view, 'n nuwe siening van hierdie stuk, dat eintlik hier word gepraat van dat die vrouens mag net nie die profeseë wat daar gegee word in die gemeente beoordeel nie. So dit gaan nie noodwendig in hierdie stuk oor dat hulle nie mag leer nie, hulle mag net nie die oordeel vel oor daai profeseë nie, en dan moet hulle liewer hulle mans by die huis vra. En dit is 'n nuwe siening, goed, en dit laat jy eintlik dan net met 1 Timoteus 2, wat dan wat vir ons sê, vers 12, wat leer dat die vrou nie mag leer nie. En dan laat dit jy net met daai vers. Wat die gevolg is dat onder baie ouens, selfs bekende ouens, sal sê dat wel vrouens kan dus nog steeds in die gebed lei in die gemeente, en ook die Bybel lees in die publieke aanbidding. En in sekere gevalle, en ek dink dit is die uitsondering, dit sal die uitsondering wees, glo ek, is dat die sakramente kan selfs deur vroue bedien word. Nou, 'n duidelike afleiding dan is dat as jy die komplementêre siening aanhang, dan het jy eintlik al hierdie variasies wat geakkommodeer word. Ja. En dit kan 'n probleem wees. En ek dink hier is die waarde daarvan, om terug te gaan na die ouer term, dit is net baie duideliker wat jy probeer kommunikeer. Ja. So wat is jou standpunt werklik? So met die in ag genome nou hierdie redelik verskeidenheid. Nou ek wil dit maar net weer sê, my pad met ek was nie eers bewus van hierdie verskeidenheid nie. So ek het gedink, nee, maar ons stem ons almal dieselfde ding. En is nou eers met hierdie hoofstukke waar hy uitwys, maar daar's party ouens wat hulle is binne die kamp, maar hulle sê party vrouens mag wel preek, hulle mag nie ouderlinge of predikers, ek verstaan nie lekker hoe mag jy preek nie, maar hulle mag preek, hulle mag sakramente bedien, hulle mag eintlik maar enigiets doen wat 'n man mag doen, solank hulle net nie in 'n ampt bevestig is nie. En dan so daai idees
was ek tot nou toe was ek nie eers bewus daarvan, daar is party ouens wat hulle self complementarian noem en hierdie goed ook sê nie. So ek kry net al hoe meer die indruk hierdie kamp sluit baie meer idees in as wat ek in die verlede besef het. En patriargaal is besig om baie van daai ander goeters uit te sluit. Ja. So die sirkeltjie raak nouer en dit maak dan duideliker wat is jy besig om te kommunikeer oor wat is jou oortuigings. So in daai sin dink ek dis wel geldig om te sê as hierdie dan so is dat al hierdie oortuigings val binne die complementarian kamp, dan dink ek die patriargaal is net baie meer nuttig. Ja, want een van die gevolge lyk my van hierdie komplementêre siening en wat jy nou ook sien is dat baie van hulle ek praat nou al klaar van hulle, maar van die ouens wat komplementêre siening aanhang wat miskien wat eintlik weggedraai het van die patriargale siening of dan die hiërargiese siening is juis huiwerig om die woord hiërargie van te praat. Hulle sal nie praat van die gesag of die heerskappy van die man in die huis en oor die vrou selfs nie. Maar hulle sal liewers wil praat van die leierskap van die man. Want hulle probeer wegskram van daardie gebruik of mense van daai siening van dat die man het hierdie gesag en die autoriteit of wat ook al of die heerskappy. Ja, so dis eintlik dis nou twee goed, ek spring dit so 'n bietjie vooruit, maar dis twee goed waar hy sê waar sommige in hierdie kamp is te sag daarop. So hulle of hulle hou 'n bietjie terug. Hulle het wel die oortuiging dat dit so is, maar hulle hou 'n bietjie terug, hulle sê dit nie openlik nie. Of hulle dink dit is nie so nie. Maar dan sag op die eerste ene is die idee van ons hiërargie. Die beklemtoning van ware gesag tussen 'n man en 'n vrou. Daar's regte gesag. Gesag wat die Here aan die man gee oor die vrou. So daar's die klem van hiërargie, dat partye is bietjie sag daarop en ander is sag daarop om die verskille tussen man en vrou so oor die algemeen word gesê daar's 'n verskil in rol. Ja. Maar so dit kan mens wel sê, ek dink dis deur die bank, sê almal daar's 'n verskil in rol. Maar waarop party sag is om dit te begrond in natuur. Dis te sê die verskil in rol is daar want God het die man en vrou verskillend geskep. Hulle is verskillend gemaak en daarom is daar 'n verskil in rol. En so dit raak aan meer net amper arbitrair van die man het hierdie rol, maar net omdat die Here gesê het hy het daai rol, maar daar's nie iets aan manlikheid wat maak dat hy daai rol moet kry nie. Ja. So dit word nie so duidelik begrond in die natuur nie. So dis die twee gedagtes wat ek dink wat hy nou hier verder uitpak om te sê hierdie is twee swakpunte binne die kamp, dat daar sommige wat baie sag is daarin. Ja. Op die klem op gesag en die klem op die natuur. En daar is die nou-siening. Hulle is sag daarop. Dis die nou-siening van die komplementêre siening. Ja, so wat my nogal opgeval het, daar's baie dinge in hierdie hoofstuk wat my opgeval het, is dat een van die implikasies van hierdie nou-siening van man en vrou, die komplementêre nou-siening, is dat die rolle van man en vroue en spesifiek hierdie hiërargiese siening van man oor vrou, as jy nie daai handhaaf nie, dan gaan jy ook nie die rol van man en vrou in die samelewing in die breë reg verstaan nie. In byvoorbeeld in 'n regering en so nie. En ek dink dit is wat mens nogal sien die laaste 60 jaar, is dat ons het nie 'n duidelike antwoord en siening oor hoe moet mans optree in die publiek nie. Ja. Ek dink ek sou net daarby sê as jy nie al twee roegoeters vas op staan nie. So as jy sag raak op een van die twee, dan gaan dit 'n probleem raak in die samelewing. So as jy sag raak op dat daar is hiërargie en dat hierdie hiërargie is begrond in natuur. Ja. So ek dink daai twee moet nogal mooi hande vat. Dan dink ek loop dit noodwendig uit in die samelewing moet dit ook uitspeel.
vir al die gedagte, nie net dat daar hiërargie is nie, maar dis in die natuur van man wees en is in die natuur van vrou wees. Ja. En jy los nie jou natuur agter as jy uit die huis uitstap nie. Jy los nie jou natuur agter as jy uit die gemeentelike samekoms uitstap nie. Jy bly 'n man wanneer jy in die samelewing ingaan en jy bly 'n vrou as jy in die samelewing ingaan. En so is daar iets van daai natuur wat wel ook tot uiting kom in die samelewing. So jy gaan iets van 'n manlikheid sien in die samelewing en jy gaan iets sien van 'n vroulikheid in die samelewing en daar's dan iets van 'n hiërargie tussen man en vrou wat jy ook gaan sien in die samelewing. So ek dink daai twee goedjies, as jy daai twee saam sit Ja. en saam nie sag is op een van die twee nie, dan loop dit mynsiens logies daarop uit. Jy gaan dit ook sien in die samelewing, nie net in die huis nie net in die gemeente nie. Ja, en hy sê dat met die aanvang van hierdie komplementêre siening hierso in die 1970s, toe hulle nou wal geslaan het teen die hele egalitaire siening en ook die feminisme, kan hy sien daar, hulle het nie 'n duidelike standpunt ingeneem oor manlike heerskappy of die hiërargie ook vir die samelewing nie. So en dit is ietsie wat hy nogal uitwys, is hy mis daai positiewe stelling van die man se rol in die samelewing, as dat hy daardie leierfiguur moet opneem en dan die heerser moet wees in daai area ook. Ja, nou ek het wel weer as ek net kan ietsie sê terwille van die broeders vir daai dokumente geskryf het. Die vraag oor in die huis, dis in 'n sin is dit maklik en dan raak dit in party opsigte moeiliker. Soos wat jy gaan van in die huwelik, in die huis, in die gemeente, in die samelewing. So ek kan begrip hê as broeders dalk sou sê, ek gaan vir eers nie my nou ietsie sê oor die samelewing nie. Ek sê nie daarmee dit het nie 'n effek op die samelewing nie, maar ek's nog nie so seker oor hoe om daai vraag te antwoord nie. Ek sê nie dit is wat hulle in daai tyd gedoen het nie. Maar ek dink die duidelikste waar jy hierdie sien uitspeel is in die huwelik. Ja. En dan van daar af kan jy sê goed, in die huwelik, in die huisgesin en dan staan daar ook wanneer daar gepraat word oor ouderlinge, hy moet sy huishouding goed regeer, want hoe sal hy die huishouding van God dan kan sorg dra oor die huishouding van God. So daar word iets teruggegryp na iets wat makliker is. Jy sien hierdie baie duidelik in die huishouding, en omdat dit so duidelik is in die huishouding, sal jy dit ook in die gemeente sien. En dan dink ek daar's aspekte wat in die samelewing is dit maklik om te sê, so byvoorbeeld nou soldate, dis baie maklik om dit daar te sien. Dit moet teen jou aanvoeling inskram as jy sê, kom ons stuur al ons dogters na die front toe, terwyl die manne, sterk manne, veilig by die huis sit en tuin maak. Dan sê jy, iets fout hiermee. Die vrouens moet by die huis bly en die manne moet gaan veg. So daar's aspekte van die vraag by die samelewing wat makliker is om te antwoord, maar daar's 'n party ander aspekte wat 'n bietjie meer van 'n uitdaging is om uit te prakties hoe lyk hierdie in die samelewing. Ja, en dis ietsie wat ons nou hopelik bietjie meer sal deurdink in die hoofstukke wat kom, want dit is 'n moeilike toepassing, gee ek toe. Ja, so ons kan uitsien nogal na dit toe. Ten minste is dit waarna toe hy ook nou afstuur met sy boek, is om te sê goed, omdat die rolle in die geskepte natuur is van die man en vrou, gaan dit ook 'n uitvloeisel hê ook in die publieke sfeer in die samelewing. Nou in die boek dan sê hy daar is hierdie ongemak wat die komplementêre siening het oor hiërargie, die woord hiërargie en die konsep van hiërargie. En hy sê dat daar's hierdie twee punte waar jy tipies nou hierdie ongemak kan sien van die komplementêre siening in terme van hiërargie, is dat hulle wil nie die woord gesag en hiërargie maklik gebruik nie. Jy kry dit nie so duidelik nie. En dan ook daai ding wat jy genoem het van dat die rolle van mans en vrou in die natuur van man en vrou, hoe hulle geskep is, gegrond is nie. So jy sien dit ook nie daar so duidelik altyd nie, volgens Gaddis in elk geval.
Ja, so dan as ek sal maar aanmoedig vir die hoorders aanmoedig as julle wil sê okay, hoe begrond hy dit? Hy gee nog 'n hele klomp aanhalings van verskillende skrywers en met voetnotas waar jy kan gaan en jy kan na sy bronne gaan kyk en jy kan gaan naslaan op grond waarvan sê hy dit. Want daar is jy sal ook nou weer onthou as jy nou hier sê die ouens in die complementarian kamp daar's hierdie swakpunt. Dan gaan jy wel kan dink aan sommige by wie die swakpunt nie is nie. Ja. Maar dan wat hy eintlik besig is om nou te wys is maar kyk, hy is wel by party is dit so dat hulle is huiwerig om te praat van die gesag, hulle is huiwerig om te praat van hiërargie en hulle is nie so duidelik dat dit begrond is in die natuur nie. En hoe God man en vrou verskillend geskape het nie. En so ons gaan nie nou in al die aanhalings ingaan nie. Maar in die boek is daar al die voetnotas is daar. So jy kan net die boek kry en dit dan gaan naslaan. Ja, en ek dink wat hy ook hier sê is dat hulle skram weg van die woord hiërargie of dat hulle hiërargies is, die stelling, die komplementêre siening, want dit gee nie so duidelik oor die idee van gelykheid nie. En daarom dat hulle nie daai woord wil gebruik nie. Goed, en ek dink dis miskien waar dit nuttig is om mooi te dink oor hierdie goeters, want as mens selfs dink aan die woord gelykheid, jy gaan ietsie moet bysê as jy praat net van man en vrou. Want as jy net sê die man en vrou is gelyk, wat bedoel jy? Beteken dit jy is gelyk in rang, jy is gelyk in wat jy kan doen, jou vermoëns, wat is die ding nou? Die Bybelse siening wat ons ook al ook hanteer het is dat ons is gelyk in waarde. Dis baie duidelik. So gelykheid self die woord kan jy nie net so gebruik nie. Jy gaan ietsie moet bysê soos gelyk in waarde. So daar en dan so die antwoord is eintlik meer om te sê wat bedoel jy met hiërargie en wat bedoel jy met gelykheid? Dis nie dat die twee teenoor mekaar staan nie. En ek dink dit is nou ek weet nie of van die voorstanders van die komplementêre siening dit histories so gedoen het nie, maar ten minste is die aanhalings wat wys wat dit lyk asof hulle daartoe neig, dat hulle is huiwerig vir die een omdat dit afbreek doen in die ander, maar dit hoef nie so te wees nie. So as jy reg hiërargie verstaan volgens die skrif en jy verstaan gelykheid volgens die skrif reg, dis nou in terme van die verhouding tussen man en vrou, dan behoort dit nie eintlik 'n probleem te wees nie. Ja, en ek dink so weer, dit klink dalk heeltyd asof ek wil intree vir die komplementêre ouens, maar ek dink baie van ons sal sê, maar waar lê die probleem? Wel, want daar word tog duidelik gesê gelyk in waarde, verskillend in rolle. Ja. Maar ek dink waar daai verskillend in rolle kan nog verder gaan om te sê ook hiërargies verskillend in rolle. Ja. So daai verskil in rolle is nie net verskillende rolle langs mekaar nie, maar daai rolle is die een is bo die ander. So jy sou dit nog bietjie duideliker kon kommunikeer. Hoe ver moet jy nou gaan om al die foutjies uit te wys? Ek weet nie. Een van die dinge wat Garris ook sê is dat die party van die ouens in die komplementêre kamp is huiwerig vir die idee van hiërargie en dit is omdat hulle dink dit dra nie iets oor van gelykheid nie. Nou, dit kan wees dat hierdie twee konsepte staan bots met mekaar, maar dit hoef nie. So dit hang af wat jy bedoel daarmee. Ja. So kom ek verduidelik dit so. Sê nou maar ek sê vir jou Josef, ek is meer as jy. Dan glo ek jy gaan na my kyk met so 'n vraag op jou gesig, wat bedoel jy daarmee Dani? So jy sê ek is meer as jy in watter sin? In watter opsig is ek meer as jy? So ek kan sê ek is fisies meer as jy. En daarmee kan ek dan bedoel ek weeg meer as jy. So my liggaam se stukkies is meer as jou liggaam se stukkies. Ek weeg meer as jy. Ek is groter as jy. Of ek kan sê ek is meer as jy in die sin van gesag. So my gesag is meer as jou gesag. Ja.
Dit is maar net om die konsep te verduidelik, in watter sin is ek meer as jy. So kan jy nou praat van die hiërargie, in watter sin is daar hiërargie? Is daar, so hiërargie praat van 'n tipe gesag, so jy is bo die ander een in gesag. Maar as ons praat dan van gelykheid, dan kan jy gelyk wees in 'n ander sin as gesag. En dit is wat die gedagte veronderstel is om te wees, is om te sê, daar's gelykheid in waarde en nie gelykheid in gesag nie. So dis deel van wat die verskil is, wat hoe die Here man en vrou gemaak het, is die man is gemaak om die rol van gesag in te neem, en die vrou is gemaak om die rol van hulp in te neem. En dan, so dan is daar nie 'n botsing tussen die twee konsepte nie. Daar's nie 'n botsing tussen hiërargie en gelykheid nie. Want jy is besig om dit verder mooi te beskryf. Gelyk in watter sin? Ons sê nie gelyk in alle opsigte nie, dan sê jy egalitair. Jy is dieselfde. In alle opsigte wat jy man en vrou met mekaar kan vergelyk, is hulle gelyk, is hulle dieselfde. Maar jy sê eintlik net gelyk in waarde voor die Here, gelyke toegang tot verlossing, so daar is nie 'n verskil nie. Maar as dit kom by hoe die Here man en vrou gemaak het, is hulle nie dieselfde nie, en het hulle nie dieselfde pligte nie, is daar 'n hiërargie dan in terme van gesag. Ja, en dit is dan waar hy verder gaan en sê dat volgens hom in elk geval die komplementêre siening of die aanvullende siening het gemisluk om die geslagrolle in die natuur te wortel, in die geskape werklikheid te wortel. Want hierso sê hy op 'n stadium 'n man moet gesag uitoefen, want God het hom so aan mekaar gesit. Hy het hom so gewire om daai gesag uit te oefen, en 'n vrou is so geskep om onderdanig te wees, want God het haar so gewire om onderdanig te wees. Ja, en daar is eintlik 'n paar aanhalings, ek spring dit nou so 'n bietjie vooruit. Maar as hy dan uiteindelik kom by die opskriftie wat sê omhels hiërargie en natuur, dan gee hy 'n paar treffende aanhalings van teoloë uit die verlede wat dit vir my nogal mooi uitpak. So die eerste ene is van Bavinck, Herman Bavinck. Dan sê Bavinck, nature teaches this distinction, and no science or philosophy is needed to acquaint oneself with this. Man and woman differ in physical structure and physical strength, in psychological nature and psychological strength. Thereby they naturally enjoy different rights and are called to different duties. 'n tweede persoon wat 'n aanhaal is Benjamin Morgan Palmer. Hy het geleef van 1818 tot 1902. En dan skryf hy, woman is led to this submission by the instinct of her nature. Man is endowed with attributes which qualify him for his more obtrusive position. He is strong, forceful, massive, fond of adventure, full of dash and courage. The woman is not less equipped for her station by the qualities which distinguish her. She is endued with grace and beauty, to win rather than subdue. Above all, crowned with that sense of dependence out of which submission springs as an instinct. Net 'n laaste aanhaling is dan van Johannes Calvin, waar hy kommentaar lewer op 1 Korintiërs 14 vers 34. Dan skryf Calvin, the woman should, wat die aanhaling van die teks is, the woman, die vrou moet stil wees in die kerk. Maar dan is die aanhaling nou van Calvin, the office of teaching is a superiority in the church and is consequently inconsistent with subjection. For how unseemly a thing it were that one who is under subjection to one of the members should preside over the entire body. It is therefore an argument from things inconsistent. If the woman is under subjection, she is consequently prohibited from authority to teach in public. And unquestionably, wherever even natural propriety has been maintained, women have in all ages been excluded from the public management of affairs. It is the dictate of common sense that female government is improper and unseemly.
Ek dink in ons tyd is al drie hierdie stellings sal partygroepe ontsaglik ontstel. Maar jy sien by al drie hoe hulle dit so mooi sê, maar hierdie is hoe God dit gemaak het. Dis baie duidelik dat dis in die hoe God geskaap, die man en vrou geskaap het, dis in die natuur van die man, in die natuur van die vrou. Dis hoe God man en vrou geskaap het. En daaruit vloei dan verskillende pligte van 'n man en vrou, omdat die Here die man so gemaak en dan sy manlike pligte, die Here die vrou anders gemaak en as vroulike pligte, en daar is 'n geskape hiërargie tussen 'n man en 'n vrou wat ons nie moet omdraai nie. Ja, so dan dit is nou daai gedeelte waar hy sê omhels hiërargie en natuur, dat ons daardie Bybelse waarhede sal omhels. So dis maar eintlik 'n oproep om dit te doen. Nou, kyk, Gerrit hy sê wel dat voorstanders, eintlik die ouens wat die komplementêre siening eintlik bewoord het, sal ook sê dat die rolle van man en vrou ook in die natuur gewortel moet word. Maar wat Gerrit dan sê van byvoorbeeld Piper en Grudem is dat hulle is nie so duidelik en hulle maak die stellings nie duidelik nie. En miskien is dit onkunde, mens weet nie, daar is aanhalings wat hy sê, hulle is huiwerig en hulle skram weg om byvoorbeeld woorde soos hiërargie te gebruik en so aan. Nou, goed, ek het dan nie persoonlik na al die goeters gaan lees wat Grudem en Piper geskryf het nie, maar weer eens, hulle het goeie werk gedoen, en is ten minste hulle het hierdie ding weer aan die gang gesit, om ons te laat dink oor die rolle van mans en vrouens. So mens moet hulle krediet gee daarvoor. Dis meer dat ons nou moet verder gaan en voortbou op dit wat goed is, wat hulle ook dan uitgewys het in hulle geskrifte en hulle baie goeie eksegese van baie gedeeltes. So ons moet nie net hulle heeltemal afskiet nie, maar as al verkeerde siening is of hulle het nie regte klemme gesit waar dit moet gesit word nie, dan erken mens dit en dan gaan mens aan. Want hulle is in 'n groot mate vir ons voorbeelde van manne wat ten minste opgestaan het en eintlik hierdie hiërargie uitgelewe het. Alhoewel hulle nie noodwendig dit so prompt uitgesê het in alle gevalle nie. Maar goed, jy kan ook nie altyd alles sê in alle gevalle nie. Ja, en ek wil ook daarbey aansluit. Ek dink, as ek terugdink aan my eie pad, dan is ek persoonlik nogal baie dankbaar vir hierdie manne en ook daai boek wat hulle geskryf het. Want ek onthou, kort nadat daai boek uitgekom het, toe was ek gevra om by 'n eerstejaarskamp 'n praatjie te gee oor Bybelse manlikheid en Bybelse vroulikheid. En dit was die enigste bron wat ek kon kry oor dit in daai tyd. So daar was iets van 'n herontdekking van hierdie temas wat hulle dan nou mee begin het. En jy kan nie verwag dat die ouens noodwendig van die begin af alles reg kry nie. Of dat hulle alles reg mooi beklemtoon nie. Ons maak foute. En dan, maar so as ons dan nou sê, hier is moontlike punte waar hulle 'n bietjie sag was, of wat hulle nog duideliker kon formuleer, dan is jy nie besig om te sê ons skryf hulle en alles af nie. Ons sê ons vat wat hulle reg herontdek het, en ons bou nou verder voort. En ons sê, hoe kan ons hierop nog verder groei en verbeter? Nou, een ding wat ek wel sal sê oor Grudem, is ek dink hy het wel 'n ernstige fout gemaak in sy teologie, en Gerrit verwys ook daarna, as dit kom by die leer van die drie eenheid. So, daar was 'n poging, want die egalitaire ouens het begin sê, maar julle standpunt van dat daar's verskille in rolle, maar hulle is gelyk in waarde, hoe werk dit? Veronderstel 'n verskillende rolle nie ook dat hulle nie gelyk kan wees in waarde nie. En toe Grudem probeer om dit te wys, hoe kan iemand die man en vrou gelyk wees in waarde, maar verskillend wees in rolle. En toe gaan hy na die leer van die drie eenheid om dit te begrond. Toe het hy gesê, maar kyk, daar's 'n voorbeeld van daarin tussen die persone van die godheid is daar dat die persone is gelyk in waarde,
een in wese, maar hulle is verskillend in rolle en ook hiërargies verskillend in rolle. Sodat die seun is funksioneel hiërargies in gesag onder die vader. So dan die naam wat daarvoor gekom het is Eternal Functional Subordination. So dis nie 'n ontologiese subordinasie, dat die seun is ontologies minder as die vader nie, maar daar is funksioneer onder die vader. Funksioneer as een wat minder gesag het as die vader, en die vader het gesag oor die seun. En dit is 'n afdwaling van die ortodokse leer van die drie eenheid wat hier deurgekom het. Ons kry ook nêrens in die skrif dat die verskil tussen man en vrou begrond word in die drie eenheid nie. Daar's geen voorbeeld daarvan in die skrif dat man verteenwoordig die vader en die vrou verteenwoordig die seun. En jy moet daai lyne trek nie. Die lyne wat in die skrif getrek word, gaan na die Here het dit so geskape en gaan na die huwelik toe. Om te sê dat hierdie is 'n prentjie van Christus en die bruid, nie van die vader en die seun nie. Dis 'n prentjie van Christus en sy bruid. So van God die seun en die kerk. En dan is wel gesag. So Christus het gesag oor sy kerk. Maar dit is nie so dat daar's gesagsverskille tussen die persone van die godheid nie. Dis nie dat die vader het meer gesag as die seun, en dan veronderstel mens dan dat die vader en die seun het meer gesag as die Heilige Gees nie. Al drie is die soewereine God. Hy deel aan dieselfde goddelike wese. Wat beteken Vader, Seun en Heilige Gees is soewerein. Daar kan nie een wees wat meer is en een wees wat minder is nie. Ja, is een wil. Ja. Daar's een wil. Ek dink mense kan miskien vra, maar goed, is dit nie baie keer duidelik in die skrif dat Jesus onderdanig is aan die Vader, of hy wil gehoor gee aan die Vader nie? Dan is dit, moet mens die onderskeid tref tussen die twee nature van Christus. Ja, dit is baie belangrik daai. Want as jy na al daai tekste gaan kyk, en jy lees dit binne konteks, dan verwys dit na die seun nadat hy mens geword het. So na sy menslike natuur is hy wel minder as die Vader. Na sy goddelike natuur is hy gelyk met die Vader. En so hy's nie minder in die Vader in gesag nie. So daar's nie by die seun dat hy in ewigheid ooit gehoorsaam is aan die Vader na sy godheid nie. Want gehoorsaamheid veronderstel dat die Vader het gesag oor die seun. En dis nie ortodoks nie. So ons sê nadat hy mens geword het, omdat hy mens is, moet hy gehoorsaam wees aan God. So dit het meer te doen met oor die twee nature, en dis sy menslike natuur. So na sy mensheid is hy minder as die Vader, ook in terme van gesag, en moet hy gehoorsaam wees aan die Vader. Nou hierdie is nogals belangrik, want as jy nou in gesprekke sal gaan met Jehovah getuies, dan beroep hulle op al dieselfde tekste as wat die EFS ouens hulle opberoep. Ja. Om te sê, maar sien, kyk daar, hierso wys dit baie duidelik dat Jesus is gehoorsaam aan die Vader. En hulle het die regte aanvoeling om te sê, maar as Jesus op enige manier minder is as die Vader, dan kan hy tog nie God wees nie. So hulle het die regte aanvoeling daar. As jy dan nou daai tekste so verklaar, so vir die EFS ouens dit verklaar, dan het jy nie eintlik meer enige antwoord op die Jehovah getuies nie. Want die antwoord altyd op die Jehovah getuies is, hy is minder na sy mensheid, maar hy is gelyk na sy godheid. Hierdie tekste praat van Jesus na sy menslike natuur. Maar die EFS manne sê nee, dis ook na sy goddelike natuur. So hy is na in sy goddelike persoon is hy ewig funksioneel onderdanig aan die Vader. Dis 'n baie ernstige probleem in die godsleer. So. Ja, want dit gaan spesifiek die Here se een wil in twyfel trek. Dis een van die groot uitdagings, dat hy twee wille, maar hy het net een wil. Ja, so as ek net ietsie vir die hoorders daarvan kan verduidelik. Hoekom sê mense dat dan meer as een wil? Is want die Vader se wil is dan dat die seun hom moet onderwerp aan hom. Die seun se wil is dan om homself te onderwerp aan die Vader. Ja. So het jy twee wille wat tegelykertydig daar is, wat daar's twee wille in die godheid. En in die klassieke godsleer is die wil is gesetel in die wese.
So as God een in wese is, daar's net een wese, dan is daar net een wil. En hierso word daar iets van die eenheid begin in gedrang kom in die godsleer. So ons sê daar's 'n eenheid en 'n drieheid. En die mens moet al twee mooi vashou. So as jy begin om die wil te verdeel, dan is jy besig om die eenheid van die godheid aan te tas. Ons praat wel van dat daar by Jesus Christus twee wille is, omdat hy twee nature het. So hy deel aan die een goddelike wil en hy het 'n menslike wil. So as jy lees van waar Jesus in die tuin van Getsemane bid, nogtans nie my wil nie, maar u wil. Dan het jy daar iets weer van die twee nature wat uitkom. So as hy daar sê, nie my wil nie, dan is daar die menslike wil. Dis reg. En u wil is die goddelike wil. So uit iets van, dis wat daar uitkom, is weer die twee nature. Ja, dan, ek dink, wat hy, ja, so die punt is wat hy maak is dat, goed, ons moet nie die man en vrou se rolle in die drie eenheid grond nie, daar's begrond nie, want dit gaan net baie probleme veroorsaak, in 'n geval, en jy gaan dan van jou Bybelse leerstellings prys gee. En wat hy sê, Garris, is dat, wat baie keer gebeur is van die komplementêre ouens sal dan hulle wil nie erken dat daar is hierdie ontologiese of geskepte verskil tussen man en vroue nie. En daarom dat hulle wil gaan na die drie eenheid toe, wat hulle sê, goed, daar's dis nie ontologies verskil, die drie persone nie, maar daar is die funksionele verskil. En hy sê, goed, nee, en dit veroorsaak net allerhande probleme, so bly maar net by dat die Here die man en vrou anders te geskep het. Hulle is ontologies verskillend in daai opsig, is dat ons is verskillend geskep met verskillende funksies, en ons bly daarby. In Efesiërs 5, dan kry mens natuurlik hierdie voorbeeld van Christus se gesag oor die kerk word vergelyk met die husband se gesag oor die vrou, of andersom. Maar jy gaan nie daar kry dat dit word vergelyk met die Vader, die hemelse Vader se gesag oor die seun nie. Dis net Christus se gesag oor die kerk, en dit is wat die man oor die vrou is. Goed, dan, miskien, ek wil net 'n aanhaling hierso van Calvin op 'n stadium wat hy gegee het oor 1 Korintiërs 11 vers 7 tot 10 wat hy daar geleer het. Dan sê hy hierso, Ek het hom al gelees. Het jy al gelees? Het jy die hele een gelees? Ek het die hele een gelees. Okay, dankie. Maar ons kan wel 'n ander aanhaling gee, en dit is waar hy sê wel, hy lewer nou 'n klomp kritiek op die Danvers verklaring. So die Danvers verklaring was nou juist wat hierdie vroeë complementarians, waar hulle iets van 'n reaksie gegee het op die feminisme. So weer, ek is dankbaar daarvoor. Ek is bly daaroor. Ja. Kan dit nog verbeter, sekerlik. En dit is wat hy nou wil sê. So hoe kan hierdie verbeter? Dan gee hy 5 punte. Punt 1, all men and women share human nature made in God's image, and Christian men and women are joint heirs with Christ. Punt 2, yet men and women have distinct sexual natures that determine their roles, purposes, and duties in life. Punt 3, God designed men to provide, protect, and lead, and he designed women to bear children, care for the home, and serve as helpers to their husbands. Punt 4, there is hierarchy in rank between the sexes, whereby God has designed men to rule in the home, church, and society. Punt 5, though men and women have differing natures, roles, and rank, they are both equally valuable before God and man. Ja, so dit is nou eintlik sy alternatiewe bevestigings van die Danvers tot die Danvers statement. Goed, ja, so dit is mooi, en ek's bly hy dan die moeite gedoen om daai neer te sit wat hy dink die Bybelse leer is oor hierdie verskil tussen man en vrouens, en dit as bevestigings dan so neer te skryf. En mens kan eintlik oor daai 5 punte op 'n stadium meer dink, en miskien word dit selfs dan later in die kerk ook die standpunt van hoe mans
met vrouens, jy weet hoe die rolle verskil. So nou as mens nou 'n bietjie verder dink aan die hierso aan die einde, ons is nou amper hierso aan die einde van die hoofstuk en dan sê hy daar is hierdie mislukkings van die komplementêre siening. En dit is ook ietsie wat mens moet erken, want nou het jy die situasie waar vrouens Sondagskool gee vir manne. En ons praat nie hierso van kinders nie, is nie verkeerd as vrouens kinders leer oor die algemeen nie. Dan is daar ook vrouens wat die Bybel lees in die publiek, in die gemeentes, en ek weet van gemeentes waar dit ook so plaasvind. Dis nie en in daai gemeentes kan die vrouens ook nie ouderlinge word nie, maar hulle kan byvoorbeeld dan Bybel lees en selfs bid in die publieke aanbidding. Ja, so daar is mislukkings en mens moet dit erken, hè, en dan van daar af dan bou jy nou voort. So Dani, wil jy nog ietsie sê oor daardie hierso teen die einde van die hoofstuk? Ja, ek dink die verwysings hier is nie om te sê kyk wat is besig om te gebeur by die mense wat die egalitaire standpunt handhaaf nie. Hy sê hierdie tipe goeders gebeur by die ouens wat die komplementêre standpunt handhaaf. Ja. Dis die ouens wat hulle self komplementêr noem, is nog steeds besig om te sê vrouens kan die manne katekiseer. Vrouens kan in die eredienste kan hulle die skriflesing doen en kan die gemeente lei in gebed. Hy sê nou ook hier weer dat sommige kan selfs preek van die preekstoel af. Dis my ten minste in ons tradisie is dit 'n baie vreemde idee dat jy kan preek van die preekstoel af en dat jy nog steeds nie 'n bevestigde woordbedienaar is of 'n ouderling of 'n woordbedienaar is nie. Maar okay, dalk is daar in Amerika party tradisies waar om te preek en om bevestig te wees in die diens is nie noodwendig dat dit altyd saamgaan nie. Maar so dis dan nou 'n gemeente wat sê ons is komplementarian en hulle laat toe dat vrouens preek. Dis ten minste wat hy nou hier sê. Ek dink dit sal die uitsondering wees, ja. Dink ek. Ek hoop ook so. Dit sal vir my 'n baie vreemde konsep wees. Hy sê ook dat daar vrouens is wat die manne oplei om predikante te word. So by teologiese skole is daar die vroue dosente wat die manne leer hoe moet hulle predikante wees. Dis nogal 'n vreemde konsep ook om te dink dat jy ek dink die Bybelse model is meer predikante lei predikante op. Ja, dis daar 2 Timoteus 2 vers 2. Ja. En so 'n vrou kwalifiseer dan nie om die predikante op te lei nie, want sy is nie 'n predikant nie. So hy verwys na 'n paar voorbeelde wat hy van weet van gemeentes of groepe wat hulle self wel komplementarian noem of komplementêr noem, maar dan is al hierdie toepassings wat nie lekker pas nie. En dan sê hy wat sien jy hier is hulle dit nie reg gekry om die egalitaire toepassings uit die gemeentes uit te hou. Maar nie net in die gemeentes nie, hulle het ook nie reg gekry om dit uit die samelewing uit te hou nie. So maar dit is nou daai idee van beperk hierdie tot die huis en die kerk of het dit ook 'n effek op die samelewing. So die feminisme kry hulle voet wel in die samelewing en jy hoor nie hoe al die komplementêre ouens opstaan en sê maar hierdie is nie hoe dit veronderstel is om te wees nie. Ja. So hy is besig om net te wys kyk hier's waar dit gefaal het. Nie hoe dit gefaal het dat binne die egalitaire kamp, jy verwag dit daar. Maar binne die komplementêre kamp is daar party wat hierdie tipe goeters goed praat. En hy sê iets is fout hier. Ja, ek dink een van die hartseer gevolge van nie konsekwente Bybelse toepassing van die siening van man en vrou nie, is dat as mens nou dink aan seminariums waar selfs dan en hy noem bekende name van seminariums, colleges waar mense opgelei word en daar vrouens is wat dan klasse gee, is die gevolg is dat daar is mans wat moontlik aansoek gedoen het vir die werke wat nie die werk gaan kry nie. En hulle is dan die broodwinners of behoort te wees. En nou kan hulle nie lekker vir hulle gesinne sorg nie, maar die vrou gee daar klas. Miskien is daar 'n geval, jy weet waar
nie een van die mans kon in aanraking kom in 'n geval vir die werk nie. Hulle het maar nou net aansoek gedoen, maar hulle kwalifiseer glad nie. Daar is seker daai waarskynlikheid, maar ek dink onsself weet van baie gevalle waar baie instansies wil maar net goed lyk in die sin van hulle wil ten minste wys daar is daarom vrouens verteenwoordig by ons instansie. Maar mens moet besef, dit is dan ten koste van baie mans op 'n baie vatbare manier dat hulle kan nie vir hulle vrouens sorg soos wat hulle moet nie. So mens moet ook daarvan bewus wees. En ek wonder selfs as mense nou dink aan die Danvers statement en daai goeters, as hulle so hulle maak nie spesifiek hierdie stelling van dat dit is hoe dit in die samelewing of in die publieke sfeer of in die politiek moet lyk nie. Maar nou wonder ek of dit sou gehelp het as dit reg gefundeer was in die geskepte werklikheid van die Here. En dat dit so gestel is, jy weet die man en die vrou is so geskep. En dan die rolle vloei daaruit voort in die huis en in die kerk. Dan hoef jy nie in 'n sin eers te gesê het van in die samelewing nie, dit gaan 'n natuurlike uitvloeisel wees. So dit lyk tog vir my in hierdie hoofstuk wat ek nogal wegvat is dat as net dit duidelik gemaak is dat dit is hoe mans en vrouens geskep is, en jy kan nie daarin verander nie, dis hoe die Here jou gewire het, en jou funksies vloei daaruit voort, dan sal dit baie van hierdie probleme uitgeskakel het. Dis wat ek vermoed. Kyk, daar's natuurlik verdraaiings, ons is baie vindingryk, maar dis ietsie wat ek nie duidelik nou sien in groot gedeeltes van die komplementêre siening nie. Wil jy ietsie daaroor sê? Ja, ek dink as jy ten minste net sê hierdie strek verder as huis en kerk. Jy net ten minste sê huis, kerk en samelewing. Sonder om noodwendig dit uit te pak hoe presies lyk dit in die samelewing. Jy kan self sê en ek weet nie presies hoe lyk dit alles in die samelewing. Jy kan maar net daai gedagte is al besig om iets te kommunikeer en dat die mense moet wel verder dink. So iets van hoe die Here die mens gemaak het, man en vrou gemaak het. Ons is ook veronderstel om iets daarvan te sien in die samelewing. So al het jy dit nog nie verder uitgepak en gesê en hierdie is hoe dit lyk in die besigheid, hierdie is hoe dit lyk in die owerheids en hier is dit lyk by skole, jy het dit nog nie so ver uitgepak nie. Maar net om te sê hierdie moet ook sigbaar raak in die samelewing. Dink ek maak al 'n verskil. Dit prikkel die gedagtes. Om ten minste dan te vra, okay, hoe lyk dit? Ja. En daai wat ons ook al na verwys het, dit is so mooi in die huweliksformulier, waar daar gesê word dat die man se roeping is om uit te gaan, hard te werk en die brood in te bring vir sy huis. Die vrou se roeping is om na haar huishouding en haar kinders en haar man om te sien. So haar fokus is meer na binne, die man gaan haal buite en bring in. So as 'n samelewing daai oortuiging het, dan glo ek ook jy gaan iets daarvan sien in die wat die voorkeur is vir beroepe. As jy wil dan hê goed, maar dit is die man wat mos die brood moet inbring. En hier's 'n man wat aansoek doen vir die werk. Hy is die broodwinner vir 'n gesin. Ja. En dat daar eintlik dan iets van 'n voorkeur is vir die man wanneer die twee kom aansoek doen. Maar wat jy op die oomblik het is presies die teenoorgestelde. Jy het mos nou al regstellende aksie, sogenaamde regstellende aksie, daar's niks wat reggestel word daar nie. Maar dit fokus nou op velkleur. Maar dit fokus nie net op velkleur nie. Dit sê ook dat as daar 'n man en vrou kom aansoek doen vir 'n werk, dan moet die vrou voortrek oor die man. So daar's iets van die vrou moet eers 'n voorkeur kry en as hy 'n vrou is wat nie wit is nie, dan kry sy nog meer voorkeur. So jy het hier nou ten minste in een deel van ons samelewing hier in Suid-Afrika is dit op twee vlakke waar wit mans wat nou die broodwinners moet wees eintlik baie pertinent tekortskiet of nie tekortskiet nie waar hulle nie in die samelewing erken word nie. Ja. So jy kry hulle
daar word waar dit juis eintlik ek dink meer 'n klem moet wees, ons gee eerder vir die manne werk, maar dan gesê ons gee eerder vir die vroue werk. En as jy dan nog die verkeerde velkleur het, vergeet maar daarvan. Dan gee jy vir jou glad nie werk nie. Ja. So daai is nogal ten minste in Suid-Afrika is dit op die oomblik heeltemal op sy kop gedraai. Nie net nou in terme van ons het 'n voorkeur in terme van jou velkleur nie, maar veral dan ook in terme van geslagte. So vrouens word eerder die werk gegee en sien hoe word die orde nou weer omgedraai. Ja. Waar jy eintlik wil hê vrou gaan fokus op jou kindertjies. Ja. Sê vrou gaan fokus op jou beroep. Ja, en weer eens die gevolg daarvan of miskien liewer eers die oorsaak daarvan om dit wat die Here geskep het te vernietig is satanies, nê. Jy weet, en ons is baie keer maar deur ons eie sonde val ons daarvoor vir daai planne van die duiwel, want ons van nature rebelleer teen die Here, so mens kan dit in daai sin verstaan dat dit gebeur en dit sal gebeur. Hierdie lyk tog asof dit nogal 'n sistematiese plan is deur die wêreld ook om hierdie doelbewus dan ook uit te wys hierdie geskepte werklikheid van die Here, hoe hy die mens geskep het en die uiteinde daarvan is hartseer. Dan kry jy, en ons het dit al genoem in die vorige episode, dan is dit gesinne wat uitmekaar uitval, dan is dit samelewings wat ook nie lekker funksioneer nie. So die gevolge is maar net hartseer, maar dit is maar die gevolg van enige onbybelse leer, duiwelse leer, sonde leer, daar's maar hartseer. En mense wil eintlik dit voorkom, nie? Ja. By onsself, by ons naaste en vir 'n samelewing. Ons wil tog die beste hê en dit is wat die Here in sy woord leer is die beste. En miskien het ook nog 'n ding wat hy aan die einde sê van hierdie hoofstuk is dat as jy patriargie of hiërargie verwerp, dan verwerp jy nie net God se openbaring nie, maar en ook nie net die man-vrou verhouding nie, maar jy verwerp God homself. Want God is die groot patriarg. So, dis 'n stelling wat hy maak, en dit is nogal radikaal. Dis 'n stelling waarom mens moet dink. En weer eens, ek dink daai gesindheid van om hierdie onderwerp te benader is nie dat jy nou skietgoeders bymekaar maak om van hierdie komplementêre ouens nou, jy weet, dood te skiet nie. Dis glad nie die doel nie. Die doel is regtig om by 'n beter Bybelse leer uit te kom van wat dit beteken om man en vrou te wees. En dit is wat ons te besig is om te doen. Jy weet, en ek sal aanraai die mense wat luister na die potgooi is om kommentaar te lewer op hierdie potgooi. Jy weet, dink saam met ons deur hierdie goeters. En dan gaan moontlikheid wees dat ons selfs in toekomende episodes moet sê, ons het dit daar verkeerd gedink, die Bybel het ons hier nou beter geleer, en dan so in hierdie gesprekke, dan is ons besig om saam te groei in wat die skrif leer oor die rolle van mans en vrouens. Ja, ek dink kan ek as afsluiting sommer daai paragraaf hier net vir ons lees, waarmee hy eindig. Rejecting patriarchy means rejecting not only God's revelation of male-female relationships, but also God himself, the ultimate patriarch. It is not a matter of whether men will rule, but which men will rule. It is not whether patriarchy, but which patriarchy. The ancient world practiced a patriarchy full of abuses. In the modern secular world, a patriarchy of a different sort reigns, consisting mostly of self-absorbed playboys who use women and do not take responsibility for their actions. Christian patriarchy is not like these distortions, yet it is patriarchy nonetheless. God made men to rule. Dis my nogal 'n mooi aanhaling. Dis 'n goeie afsluiting. Ja, ons hou hom daar dan tot die volgende episode as die Here wil. Dankie, Dani. Dankie, Josef.